Skuins voor afskop, hier op die kanaal, stoom saam omsit. Coach, joh, wat 'n week, jong. Oh, bedrywig, na die aanloop na môre se, hier in die Oeverberg, twee groot wedstryde, Grabouw versus Refusion End, die nummer 11 en 12, en dan die local leaders. Ek noem hulle nie 1 en 2, ek noem hulle al twee, nummer 1. Selfde punte, is maar net punte verskil wat hulle skei. Maar joh, van ons kant af, hierso vanaand weer eens, baie welkom aan elke kyker. Sonder julle is hierdie program niks, en ons waardeer julle verskriklik. Goeienaand omsit en aan ons 1.3 miljoen subscribers. Ek wil net sê, ja, dit was 'n besige week. Ons het ook hier by ons rooi kaarte en geel kaarte, soveel as 'n vletjie, as 'n man nie wil hoor nie. Ja nee, coach, ek sien jy die ingedraaf met 'n rooi en geel kaart. Ek sê maar seker natuurlik die wit kaart vat. Dis ook 'n groot wit tafeldoekie sou het om die vrede te bewaar. Maar ons wil ook hiervan stoom saam omsit se kant af. Hierdie program Skuins voor afskop wil ons die Boland is geruk die afgelope tyd deur 'n lieflingsseun Cornel Lennox en dan ook een van ek dink hy het Saroref gewees. Korrek, ja. Naim Davids. Ons wil regtig van ons kant af sê alle sterkte daarso en ons vertrou die Here dat hy ook op 'n persoonlike wyse en op 'n persoonlike manier vir julle sal vertroos. Nie net vir hierdie twee gesinne nie, maar vir almal wat in hierdie tyd geliefdes aan die dood afgestaan het. Die pres het vroeër in die week gesê met die perskonferens van Cordell maandag en ek kan daarmee vir eenself die dood is net iets anders. Jy raak dit nooit gewoonde aan nie. So ja, met dit sterkte daarso met die reëlings besonder vir Sondag van 'n konnel dan sy ter ruste geleeg word daarvan uit die Wellington se moedergemeente. Ons vertrou en ons glo en ons weet dat alles ten goeie sal meewerk. Korrek. Ja, omsit, dit is wat 'n twee persone was dit hier, né? Albei noemenswaardige mense. En ja, hier in die Boland, daar het twee groot bomme geval. Ja, weet jy, coach, terwyl ek nou hier so sit ek aan hierdie ding. Ons fotograwe en jy weet, 'n foto. Daar's baie mense wat miskien vanaand sal sê, joh, ek het verby hierdie twee ikone gestap. Ek het nie so 'n foto nie. Korrek, ja. Jy was miskien te skaam om te vra vir die persoon vir 'n foto. Maar dis daai memory wat jy het, verstaan. En ons wil regtig waar vir ons jong span daar buitekant, as jou held op daai veld is, moenie dat mense vir jou wegdryf en sê nee, jy gaan nie 'n foto vat nie. Vat 'n foto saam met hom, want dit word 'n memory vir jou. Ek wil regtig vanaand vir julle aanmoedig daarmee. Moenie dat ander mense vir julle sê jy kan nie saam met jou held wat in jou hart 'n held is 'n foto gaan vat nie, want dit is daai memory wat jy miskien vir jou kleinkind, jou agterkleinkind kan wys. En ja, met dit gesê, coach, ek wil net gou vinnig teruggaan na verlede week se wedstryde toe. Yes. Genade 0, ek weet nie wat daar aangaan op Genali. 50-29 slat hulle vir Grabouw. Coach, ja. Genade is dan nou die span wat deesdae 50-talle uitdeel. En ja, Grabouw, ek weet nie wat daar aangaan nie. Ons sal later daaroor praat. Safkol 47-12 daar vir Kleinmond Elvisa. Wil nie baie daaroor praat nie. Ja, maar omsit, as jy nou kyk, die Safkol Kleinmond game, die telling is altyd, hy weerspieël die Kleinmond se veggees. Kleinmond het 'n fighting spirit gehad, né? Alhoewel die telbord dit sê, was die fighting spirit van Kleinmond vir die hele wedstryd daar. Correct. Bredasdorp op 38, Refusion en 8. Hulle staan nou nog op 0. Ek sien daar was 'n noodkreet daarso van die voorsitter
Dat is toch nie vir Refusion en afskryf nie. Nee, ons skryf julle nie af nie. Ons is maar net hier op die program, ons is maar net by die harde werklikheid. Alhoewel ons soms hier so 'n bietjie terg of so teen 'n span of teen 'n klub of teen 'n speler, dit gaan maar net oor rugby en ons dink aan julle. Dis nie maklik nie en gaan ook nie makliker vorentoe word nie. Want elke een wat in die liga is, hy wil bly daarso. Verliesdorp 27, Seahawks 23, Botterivier 31, Stenford 28. Coach, ek was by daai wedstryd. Wat 'n wedstryd. Wat 'n comeback van Botterivier. Hulle loop, hulle gaan druk vinnig 7-0. Universals kom rustyd 21-7, maar ek moet sê hy comeback van Botterivier. Bietjie gesukkel in die midfield, buitekant maar aan die einde van die dag het hulle impakspelers het die werk kom doen, het die job kom doen. By die wedstryd wel dan Botterivier. Welverdiende oorwinning. En dan die ander ding wat ek ook toch wil sê, ek het nou daar gestaan, dit is die eerste keer wat ek hierdie jare wedstryd bywoon op Botterivier, maar ek moet sê die dissipline van die skare was vir my tops, regtig. Ja, jy sal maar altyd kry langs die kant verstaan dat 'n speler of 'n toeskouer op die speler skel en vloek en goed. Dis nie altyd mooi nie, maar oor die algemeen moet ek sê duime op daarso by Botterivier. Caledon 38, Heartbreaking 37, Hoston se 4de verloor. Maar ons weet Hoston hulle gaan terugkom in die tweede ronde. Hulle speel hierdie naweek, dink ek speel hulle daar 10 Genaal in die bos. Genadenal. Kom ons begin sommer met daai ene. Genadenal se ster is op, coach A. Hulle deel 50s uit. Nou ek sien nou al hierdie fighting spirit dat hulle het, die geveg wat hulle gaan opsit teen Hoston in die bos. Mense sal nou miskien sê, nee, wat jong, dat gaat ook sommer Hoston gaan kom. Ja, Hoston gaan kom, want Hoston sal wil wen. Hoston sal weer die vertroue wil terugbring, verstaan, en vir sy ondersteuners sê, maar hierdie 4 verlore was, ja, dit kon enige kant toe gegaan het. Korrek, ja. Maar Genaal is lyk my hulle is op 'n mission. Daai donkies jong, hulle is nie hulle skop seer. Ja, as man gaan kyk na die game, kyk, ek dink Grabouw so daai enetjie wou wen. Dat hulle kan punte kry. En dan speel hulle mos nou hierdie naweek teen Refusion End op Grabouw. So die kans is dat hulle daai enetjie ook gaan neem en skielik lê hulle op 10. Maak 'n voorbeeld. Dan, ek weet nie waar lê Genadendal Genadendal het 17 punte. Nou, daar lê hulle op 10. Nou skielik as hy 5 aftrek, daar's 2 punte verskil. So ek dink hulle sou daai enetjie wou neem, maar dit was Genaal wat triomfantlik daar uit die stryd getree het. En dit met 'n mufti. En dit is met 'n 50. Hulle moet bos toe gaan, hulle gaan begeesterd bos toe. Maar hulle gaan definitief 'n Hoston kry wat desperaat met die rug teen die muur. En wanneer 'n Hoston met die rug teen die muur is, meneer, het jou werk uitgesit vir jou. Ja, maar die ander kant is ook waar. Onthou, Genadendal het eintlik in hierdie wedstryd niks om te verloor, want ek dink Genadendal sal tevrede wees met die punte waar hulle lê in die eerste ronde. Hulle is redelik weg van die rooi sone af, waar hulle verlede jaar verstaan geleer het waar 'n Grabouw in 'n Refusion End lê, as hulle redelik weg uit die rooi sone uit. En Genadendal wat my aan betref het absoluut niks om te verloor môre nie. Die druk is vierkantig op Hoston. En jy weet wat maak druk? Druk het die geneigtheid, verstaan jy, wat spelers te veel wil doen en nie fokus verstaan om die basisse goed reg te kry nie. En hy te veel wil doen om vir die toeskouers en vir die coaches te wys, maar ons behoort in hierdie span.
mag net verstaan 'n probleem raak vir Hoston en in die guns van Genadendal speel. Dis maar net so 'n kantlyn opmerking. Om sit jy dit gesê op 'n vorige geleentheid. In die jare wat verby was, gister in die Overberg, was dit Hoston wat die manne on time kom wen het. Hoston het selfs 'n Boland kampioenskap op tyd gewen. So, jy moes weet, uit die Hoston speel, moet jy gereed maak vir 90 minute. Van Hoston kom wen vir jou on time. En skielik is dit hierdie jaar, asof Hoston aan mekaar net on time, net hier die paal haal, so asof die sirkel, asof die wiel gedraai het in 'n mate. En ek dink Hoston moet gaan stil sit en gaan sê, wat het ons gedoen laas, wat ons die deurslag kon gee on time. Jy sien wat gebeur het, ek stem saam, dit is asof die horlosie agterste voor hom loop nou. Korrek. Hy kloksgewys geloop, nou loop hy anti-kloksgewys, verstaan, ewe skielik. En Hoston, daar's een woord wat hulle altyd gebruik het, as ek met bin praat, believe. Correct, believe, ja. Hulle het gebelieve in mekaar. Yes. Hulle het gebelieve in ons kan. En wanneer jy daai spirit in jou het, van believe, glo in my medespan maat, glo in ons gaan die ding deurhaak, glo in dit wat ons geoefen het, gaan ons kom execute, glo in jou skepper, en dis die type van Hoston wat ek leer ken het oor die jare, verstaan, en dis hoekom hulle as ware die kastyns en die vuur kom krap, en baie trane veroorsaak het vir spelers. Ja, vir Danny Boy hulle en so. Ja, baie trane. Ja. En nou verstaan jy, is daai trane in hulle skoot. Correct. En ek wil eintlik vanaand vir Hoston sê, en ek het dit gesê op die program. Byt vas, ja. Byt vas. In hierdie lewe, Coach A, sê ek altyd, is nie regverdig nie. Die lewe is nie regverdig nie. Daar's miskien vanaand mense wat daar buitekant sit en vir hulle self sê, joh, maar ek probeer alles. Daai coach by Hoston sal vanaand miskien sê, ons werk hard. Elkeen van hy spelers sê vanaand, maar ek gee my beste. Maar het lyk aan nou asof my beste nie goed genoeg is nie. En dan wil ek vir die spectators van Hoston sê, moenie te hard op hy speler wees nie. Moenie te hard op die coach wees nie. Alles in hierdie lewe het sy tyd. En dis miskien 'n learning curve, verstaan jy, vir Hoston hierdie jaar, om net sterker en sterker aan die ander kant uit te kom. Dis dieselfde, verstaan, wat ons sien wat gebeur daar so by Saldanha. Saldanha gaan hierdie dieselfde motions, verstaan. Dieselfde siklus al basta. Kom ons vat, Spring Roses United. Het toe 2 jaar gelede, die afgelope 2 jaar, die dieselfde ding, topspan in die Boland. Ewe skielik vang hulle uit dip. En dit is die lewe, verstaan jy, gaan oor siklusse. Maar het hang af, verstaan jy, hoe vinnig jy kan recover in hy siklus en weer 'n spike vang. 100% om sit ek stem saam daar. Dan Bredasdorp versus Villiersdorp. Ek sien die wedstryd is ook weer op Bredasdorp. Ek dink Bredasdorp sal baie graag hierdie wedstryd wil wen. Maar dit gaan nie maklik wees nie, want dis 2 spanne vir my, verstaan jy, wat hulle is soos pap en wors. Hulle is dan koud, dan is hulle warm. En jy weet, 'n stuk pap, verstaan jy, wat koud is, verstaan jy, en 'n stuk wors wat warm is, die 2 werk nie lekker nie. Of albei moet warm wees, of albei moet koud wees. Ja, dit is eintlik maar 'n clash of the forwards wat gaat gebeur aan die kant in Bredasdorp. Die voorspelers van Bredasdorp Rangers, het ons ook al 'n tydjie oor gepraat, en ek dink hulle sal moet man up teen die voorspelers van Villiersdorp. As hulle daai netjie wil wen, man up. Anderste gaan dit ook maar 'n lang dag wees op kantoor. Ja, jy sien, ons ken vir Rangers. Rangers is tradisionele span wat eintlik gekapitaliseer het op sy forwards. Maar iets wat vir my bietjie kommerwekkend is, verstaan jy, van Rangers, is dat wanneer hulle in die rooi zone kom, en veral die laaste 15 minute van die spel, dan sukkel hulle. Dan staan hulle strafskoppe af.
Ek weet nie of hulle begin 'n paniek bevange raak en of wat daar aangaan nie, maar as hulle nie daai ding uitsorteer nie en vinnig uitsorteer nie, dan gaan dit vir hulle, soos jy sê, dan gaan dit vir hulle jare se probleme wees. Ja, dit is wat seker maar white line fever soos die manne dit noem. Sê gou weer? White line fever. Okay. Coach, die wedstryd Claremont Seahawks, praat met my broer. Claremont is by die huis, ne? Claremont is by die huis. Yes, Claremont sal weer gebruiklik hulle tradisionele hardloop rugby wil speel. En Seahawks, hulle is ook van die manne wat nou begin dink, hulle die forwards. So hulle gaan definitief vir Claremont probeer voortem en dan hom wydvat. So Claremont sal net baie bewus moet wees vir die aanslag wat van voor af gaan kom en dan ook waar hulle die bal gaan wil speel op die dag. Ja, kyk, ek het hierdie jaar nog eintlik baie veel van Claremont gesien nie. Ek kan net praat verstaan wat ek gesien het van Seahawks. Dis ook 'n span wat my aan betref wat uit die streek uitdag uitkom en ek dink hulle eintlik baie goed kwyt van hulle taak. En hulle slaan wat my aan betref eintlik baie hoër as wat 'n mens verwag het. Maar ek sal hierdie enetjie sal ek vir Claremont gee, jy net gebaseer op die tuisveld voordeel, coach. Julle het vir hierdie week teen Claremont gespeel? Claremont sal wel terugkom. Van Claremont se trotse span. Great. Dan Houston, ons het net daaroor gepraat, Houston, Genadendal, hulle speel daarso, Genadendal speel hulle daar by in die bos. In die bos. En dan die wedstryd Grabouw Refusion in. Ja. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie wedstryd. Die wedstryd vir my van een van die wedstryde van die naweek. Ja, omdat ek dink al twee die spanne target die game. Al twee die spanne target die game vir wen. En it's going to be a dogfight, soos die manne praat. So beide van hulle is desperaat om 'n wen te kry en om te skuif van hy eier af. Al twee het 0, ne? Nee, Grabouw het, ek dink hulle het 5 of 4. Dis die puntjies wat hulle kry verstaan. Die bonus points, ja. Bonus points. Ja, maar om te probeer wegbeweeg aan die onderkant, om 'n nuwe kultuur en atmosfeer binne in die kamp te probeer skep, is dit vir beide spanne 'n moedwensaak. Ja, kyk, ek sien die wedstryd word gespeel op Grabouw en ek weet nie, as Grabouw Saterdag verloor teen Refusion End, ja, dit sal een van hulle laagste punte wees in die geskiedenis van rugby in Grabouw. 'n trotse klip. En dit beteken ewe skielik dan is Refusion End 'n punt agter hulle, wat die druk net verder sit op Grabouw vir die volgende ronde. En so jy sê, beide van hierdie spanne wil wen. En iewers, Pastoor, iewers moet hoe sal sê, die wiel moet draai. Maar ek weet, hy draai bitter stadig op die stadium vir Refusion End. Maar ons glo en ons vertrou. Maar net gebaseer op wat ek voor my het, coach, die thuisvoordeel, ek dink Grabouw gaat net een te sterk wees, en die honger daar uit Grabouw. Ek dink ook so, as voor hulle thuiskade, en beide se wiele draai by die stadium baie stadig. Ek dink plek staan het stil. Ja, so ek gee hierdie enetjie, dink ek vir Grabouw. Moet my nou nie teleurstel nie, Mr. Che, Kryk, asseblief. Jy het nou lekker verlede naweek, jy afnaweek gehad, rondgekink daar so in PE. So asseblief, ek hoop jy het gekom daar so met die nuwe Massilo, hy krag daar so uit PE uit. Laat hy krag oorspoel daar so na jou klub en die spelers. En kom weg van die rooi zone af. Anders gaat dinge vir jou neek hier in die tweede ronde. Dan die wedstrijd
Stanford, Caledon, Coach sê, praat hier met ons asseblief, bro. Caledon dink ek het hulle het een van hulle finals ook gespeel verlede naweek teen Houston. Hulle het geweldige veggies getoon teen Botterfield. Hulle het met beperkte mannekrag het hulle vir Botterfield probeer aan bande lê. Hulle het met beperkte mannekrag die gekweste Houston ook aan bande probeer lê. En hulle kom weg met 'n wen. So miskien is die kamp baie positief, maar Stanford, ek ken vir Anton baie goed. Stanford het baie trotse geskiedenis van wedstryde by hulle self. En ek dink Caledon sal moet dieper as diep delf as hulle die kous oor die kop wil trek van Stanford môre. Ja, jong, ek het nou verlede week het ek nou die voorreg gehad om vir Stanford te sien speel. Het ek die voorreg gehad om vir Stanford te sien speel. En ek is met jou baie eerlik, dis nie die Stanford wat verlede jaar in die streek daar gespeel het. Ek sê julle na heeltyd, dis 'n nuwe Stanford. Dis 'n ander span. Hulle het ekstreem makeover gehad. Ja, en hulle is baie sterk in hulle midfield. En hulle is baie begeesterde span. Daar's 'n goeie kultuur in die span omsit. Ja, en hulle is baie sterk voor. Ek het daarna met Anton gepraat. Baie nederig. Baie nederig. En ek eis om te sê as Stanford het hy 3 geel kaarte gekry het. Om teen 'n span met 'n kaliber van Botterfield 21-7 op te wies met 'n player wat jy in die koelkas het. Dit moet iets vir my sê verstaan van die kwaliteit van players daar so in die Claremont in die Stanford. Ja. Maar dan moet jy ook vir Botterfield 'n ploeg verstaan vir hoe hulle dit gemanage het verstaan, om aan die einde van die dag, soos Dennis sal sê, skuur deur te gaan. So, Caledon is op 'n positiewe traject nou. Korrek, ja. Hulle het een van die beste spanne in die Oeverberg, ook skuur gewen. Daar is nou 'n hele kontroversie oor 'n skop wat oor was, oor 'n skop wat nie oor was nie, maar aan die einde van die dag, soos Boedlou gesê het, hou die scoreboard op. Ja. Scoreboard wys Caledon het gewen, en dit op sigself verstaan, na my mening, sal iets positief binne in die jong spelers van Caledon plaas. Maar, daar's 'n nuwe game, 'n onbekende span, wat hulle nie regtig ken nie, en ek dink dit is die verrassingsfaktor in Stanford. Die ouens ken nie vir Stanford nie. En hulle skaal miskien vir Stanford as 'n streek uitdagspannetjie. En dan kom hulle verstaan en hulle sien hy eerste 10 minute, o Here, hier's nou 'n fout verstaan. Korrek. En die mense stream ons ook nie deesdae nie. So daar is nie regtig 'n video materiaal verstaan jy om te sien of om te kyk waartoe hierdie span in staat is hier. So ja, ek sal gaan vir Stanford op die stadium net omdat hulle 'n tuisvoordeel het. Ja, ek dink nie hulle het baie onlangs op Stanford verloor ook nie. Ja, hulle het Houston geklop op Stanford. Dit was een van die verrassings vir my, dat hulle vir Houston op Stanford warm gemaak het, geklop het. Kom sê dan die wedstryd van die naweek, jong. Alle paaie lei na Botla. Ek sien jy 'n groen keppie op. Ja, omsit, dit is wedstryd 11 van 22. Niemand het nog niks gewen nie. The job is not done. So, dit is 'n belangrike wedstryd voor jy die tweede ronde ingaan. Vir beide spanne, dink ek. Maar ek dink beide spanne sal hulle tuiswerk doen en sterkte vir beide spanne op die dag. Ja, jy kom maar swak deur, jong. Ons moet hierso praat oor hoe ons dink hoe die wedstryd môre uit gaan speel, maar okay, ek verstaan, jy het mos nou daar belang by Nee, kyk maar ek is mos nou hier
as 'n paneellid, so ek kan praat. Ek is nie hier as 'n safkol. Ja, maar ek wil hê jy moet 'n bietjie meer praat man. Dat ons kyk eers aan buitekant die dinge bietjie aankap hierso. Ja, dis eintlik wat ek probeer vir my, want ek dink sosiale media maak die dinge bietjie buite sy perke. Maar ek het beide interviews gekyk van beide afrigters Saterdag. En die een het niks van homself eintlik gesê nie. Hy het gepraat van sy team. Hy motiveer nie vir hulle nie. Dit wat van binne af hulle kom. En ek hou van daai. So wat ook al môre gebeur, moet gebeur. En die ander een? Ek gaan niks sê nie. Ja, coach, hoe jy so gekom? Nee, coach, laat ek nou eerlik wees. Ek het die eerste keer het ek nou vir Botterivier gesien speel hierdie jaar. Ek is baie beïndruk verstaan wat ek gesien het. En ook hoe hulle die presse gehanteer het nadat hulle agtergeloop het. Dit wil gedoen wees verstaan. Mense as julle vir Stanford sien speel het, as hulle verstaan wat ek hier so sê. En regtig waar, ek dink Botterivier het hy druk baie goed geabsorbeer. En dit is waaroor rugby gaan. Dit gaan oor druk. Ja. En die tweede ding verstaan jy oor dissipline. Hulle dissipline was vir my spot on. Maar ek wil vir gou ietsie praat. Ek gaan ietsie praat oor die afrigter man. Ja, maar ek wil vir hom terwyl hom se dink. Ek moet sê, toe ons die eerste wedstryd speel teen Stanford, toe teken hulle 35 punte aan. Toe sê almal, ja, Safkol se defense is swak en Safkol se daai watte span laat groentjies 35 punte teen jou aanteken en so. Die manne kom heel dag om sit. So die is 'n nuwe Stanford en as hulle by mekaar bly, as 5 dorpies bly, sal blink toekoms vir hulle. Ja nee, maar dit is fine daai, maar ek is by laat die mense erkenning gee waar erkenning gegee moet word. Ek dink Botterivier het verlede week het hulle van my karakter getoon. Nee, maar ek sê mos niks daaroor. Ek is nou net, ons praat môre oor Botterivier en julle verstaan. Stanford is nou hier uit die equation uit, verstaan jy? Die punt wat ek maak hierso verstaan is dat, en ek wil terugkom na Hussey toe. Ek dink die ondersteuners van Botterivier besef die rol wat hy man speel daar nie. Veral sy rol in sosiale media. Die way hy social media hanteer en die vlek eintlik op hom trek. En eintlik verstaan jy die oog weghou verstaan jy van sy players af. En daai is great vir my as 'n leader. So ek wil eintlik vir hom 'n plempie gee daarvoor verstaan. Want almal is gefokus op hom en hulle tek hom en maar ek het nou in hierdie week gesien, daar maak Tokom ons 'n groot fout. Jy sien hulle sê daar's 'n gedig wat hulle sê, die drank is toch 'n snaakse ding. Hy gee die bangste kerel moed. En dan gaan hy gedig so aan. Nou Toko staan aan met 'n glas en dan nooi hy hy nooi vir Benjamin Dwight nooi hy. Hy sê kom pad toe. Nou ek dink daai is die grootste fout wat hy maak. Verstaan? Nou môre weet ek gaan dit dit gaan 'n massive game wees, want daar is spelers van Botterivier van Safkol wat speel. So ek dink die manne gaan vir mekaar baie oogare het by veldie. En ek hoop regtig waar dat ons nie te veel 'n rondruk kry en rondpluk kry gaan hê in hy wedstryd môre nie. Ek hoop ook die skeieregter wat Boland stuur na hy wedstryd toe gaan capable genoeg wees verstaan om sommer van begin af sy voet neer te sit. Want as hy nie sy voet gaan neersit en toelaat dat spelers verstaan jy mekaar rondtrek en rondpluk, dan gaan hy wedstryd heeltemal uitdraaf vir die laaste 15 minute. Coach A. Ek wil weer eens sê baie dankie vir elke kyker wat ingeskakel het. Ons waardeer julle verskriklik. En ek sien nie hulle wys daar so die tyd is uitgeloop. Tyd loop vinnig. Coach A is vanaand eintlik lus lyk dit vir my om sy span te sien nie. So hy weet seker wat môre vir hom wag daarso. Lekker stil om sit. Hy 4 kom om maat. Want jy weet 'n vuur wat in 'n verwoestende by is, hy brand alles af of jy nou groen is of jy nou droog is. So van my kant af
Goeienaand. En van my kant af, syf trap ouens. Coach hy, hy's uit.